Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. In hierdie oggend wil ek vir jou die tema gee, die 2 Junie. Hoe kan hierdie bene lewendig word? Nou, ons het gister na Esegiel 37 gekyk, vers 1, 2 en 3. Vanoggend staan ons stil by vers 3. Toe vra die Here vir my, mens, kan hierdie bene weer lewendig word? Kan daar lewendige mense uit hierdie bene kom? Here my God, U alleen weet wat die antwoord daarop is, het ek geantwoord. Nou hier sien ons dat God hom op 'n baie spesiale manier aan Esegiel bekend gestel het. En so doen God dit met ons ook. As ons 'n profetiese gesig beleef, is God se hand swaar op ons, maar ook beskermend. Want dit is nie altyd maklik om te sien wat die Here in 'n profesie wys, in 'n droom, 'n gesig of 'n visioen nie. Dit is nie maklik om te sien wat hy wys en deur jou gees te beleef wat in God se gees aangaan nie. God se gees het Esegiel weggeneem tot waar hy in 'n laagte gaan staan het. En in die laagte was baie bene, wit uitgedorde bene. Dit was 'n dal vol geraamtes wat de mekaar gelê het. Die Here het hom toe om hierdie ou uitgedroogde bene laat loop. Hy moes die toestand van hierdie bene goed waarneem. Hy moes bedink dat die skelet vorm aan 'n liggaam gee. Daarsonder sou jou menslike liggaam maar 'n papsakkerige wese gewees het. En tydens die disintegrasieproses is die bene dan die laaste oor. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Sonder Christus wat vorm aan ons gee, is ons niks nie. En sonder sy gees is ek en jy eintlik maar dood. God vra vir Esegiel of daar lewende mense uit hierdie dooie dor bene kan kom. Ek kan my net indink hoe Esegiel na hierdie dooie beenderry moes gestaar het en hoe hy net sy skouers moes opgetrek het en gesê het, ek weet nie, maar U weet. Moet ons nie maar kom by die plek waar net God die antwoord het nie. Sal dit nie maar veiliger wees as mense se eie woorde nie. Ons probeer die antwoorde gee vir mense, maar baie het ek al die geantwoord. Werklik, ek weet nie, net God ken die antwoord. Soveel mense kry seer, omdat ons dink ons het die antwoorde vir mense in 'n hopelose situasie. Kyk wat sê God van hierdie toestand wat hopeloos is. Hy sê, moenie net daarna kyk nie. Praat met hierdie dooie beendere. Spreek die struktuur wat vorm moet gee aan wat die belangrikste is. Spreek dit aan. En as jy spreek, moet jy seker maak dat wat jy spreek God self sal wees. Want daarin lê die antwoord eintlik alleenlik. As jy die dooie wit bene aanspreek, moet jy in geloof staan. Luister bene wat dood is. God praat met julle en julle sal luister en julle sal reageer op God se woord. Neem nou communion, bou jou geloof op in die waarheid. God het die antwoord. Die lewe wat jy geleef het tot nou toe, was vol opstaan en val. Daar was mense wat jou ingedoen het, was mense wat jou seer gemaak het, was mense wat jou geskok het, jou teleurgestel het, wat jou aan soveel vrese blootgestel het. Mense wat die oorsaak is, dat jy dalk op antidepressante is. Mense wat die oorsaak is, dat jy angsaanvalle kry. En dit is jou dooi beendere, dis wat jy moet aanspreek. Hoe spreek jy dit aan? Kom ons begin in ons binnekamer. En ons maak eers seker dat ons deur die bloed van Jesus vergewe het, vrygespreek het, sodat daar die gif nie langer in ons is, om ons so te verlam, dat ons nie kan sê, maar God sê dit nie. En baie keer as ek en jy gewond is, dan kan ons nie praat nie.
Ons het in daardie stilte verval. Ons verval in 'n isolasie. En dit is hier waar die antwoord lê. Nie wat jy sê nie, luisteraar, maar wat God se woord sê. God se woord sê vir jou, is tyd nou, dat jy aanspreek die wonde in jou lewe, die innerlike wonde, wat eintlik is, wat jou so siek maak. Jy hoef nie langer deur dit te gaan nie. Spreek dit aan, deur die genesing van Jesus, deur die wonde van Jesus, wat jy genesing kry. Begin by vergifnis, maar vat ook die liggaam van Jesus, om jou wonde gesond te maak. Here, baie dankie dat ek vir die luisteraar kan bid. Dis wonderlik om te weet, dat wanneer ons in die dal staan van dooie dorp bene, waar daar geen hoop is nie, dat ons weet ons staan nie alleen nie. Dis wonderlik om te weet, dat Jesus, wat die kruis gedra het, wat die dood oorwin het, wat sit aan die regterhand van Vader God, vir ons intree. Jesus, ons kyk nou op na U, terwyl ons U bloed neem, en U liggaam eet, en ons sê vir U dankie, Here. U weet, open my ore, dat ek sal praat met hierdie omstandighede wat so dood lyk, asof U dit sou gedoen het. Ek doen dit tog, in U naam Jesus. Help my, Heilige Gees, om te glo, in Jesus naam. Amen.